komst van Jesus Christus. Die heerlijke troost dat God in al sy goedheid seker maak dat het deurgaan met sy naam alleen daarin verheerlik word. En omdat ons uit genade alleen verlos is, daarom moet ons leef volgens die wet van die Here. Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê en met hart en siel, met al jou krag van slavernij bevry het. Die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. So deurbring dat jy heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae met jy werk en alles doen met jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou te werk, of jou bees of die donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Sodat jy werksmense kan rus soos jy. Jy moet daarin dink dat jy Egipte slaaf was. Die Here jou God jy so groot krag en magtige daar bevry het. Daarom Here God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê en dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen ander getuig nie. Jy mag nie met anders 'n vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Gesinsskrif Romeine 19 vers 1, daarna wat ons saam en daarna sal ons vers 2. Ons almagtige hemelse God en Vader, ons loof en prys en eer U, omdat U goed is, omdat U almagtig is, omdat U was en is en sal wees tot in alle ewigheid. Ons dank U vir die heerlike voorreg om U te mag ken, en daarom bely ons ook ons sonde en ons skuld voor U. Ons wil niks van die goedheid wat U vir ons gee nie, maar ons bid dat U ons moet lei deur die woord en deur die Gees. Wil U ons deur die woord vertroos, versterk, bemoedig en vermaan, om so te leef dat U naam alleen verheerlik sal word. Maak ons harte ook vir die woord, wil U self seker maak dat die woord reg verkondig word, tot opbou van ons geloof en tot ere van U naam. Lei en dra ons nou deur U woord en deur U Gees, en wil U met ons wees. Ons vra dit alles om Jesus Christus naam te wille. Amen.
Ons lees saam met Jesaja 8 vanaf vers 11 tot 9 vers 12. In sy groot mag het die Here my gewaarsku om nie die voorbeeld vir die volk te volg nie. Hy het gesê, julle moenie alles 'n samenswering noem, wat hierdie volk 'n samenswering noem nie. Julle moet nie bang wees en skrik vir die dinge waarvoor hulle bang is nie. Julle moet die Here, die Almagtige, eer as die Heilige. Vir hom moet julle vrees en vir hom moet julle bang wees. Hy sal vir julle veilige beskutting wees, maar die twee koninkryke, Juda en Israel, sal 'n klip wees waar die mens jou stamp, 'n rots waar jy struikel. Vir die inwoners van Jerusalem sal hy 'n vangnet en 'n struik wees. Baie van hulle sal struikel en val, verstrik en gevang word. Hulle sal verpletter word. Bly eers stil oor my prediking, laat my volgende vir homself hou wat ek hulle geleer het. Ek vertrou op die Here wat in die nageslag van Jakob verwerk, op hom hoop ek. Hier is ek en die kinders wat die Here vir my gegee het. Ons is in Israel lewende getuies van die Here die Almagtige wat op Sionsberg woon. Mense sê hulle mediums en spiritiste raadpleeg wat fluister en mompel, maar moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie. Waarom sou 'n mens dooies in belang van lewens raadpleeg? Terug na die wet en die getuienis van die Here. Wie nie volgens hierdie woord praat nie, is sonder toekoms. Bedruk en honger sal die land trek, want die honger sal tref, sal kwaad word, en sal hy sy koning en sy God vervloek. Hy sal boontoe en onder toe kyk, maar hy sal niks anders sien as benoudheid en donkerte nie, volslae duisternis en donkerte waarmee gedryf is. Maar die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie. In die verlede en deur die gebiede Sebulon en Naftali verlede, maar in die toekoms sal die pad in die see na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene, in ere herstel. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Dat die wat in donker land was, het 'n lig geskyn. Die wat nie meer 'n nasie was, het baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Omdat hulle in teenwoordigheid verbly, soos mense bly is die oestyd, soos wat juig dat hulle die buit verdeel. As die dag te Midian verslaan is, het die juk verbreek wat die volk gedruk het, die stok waarmee geslaan is, waar hulle gedryf is. Elke soldaat is skoon wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal gebrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig in 'n stand hou, die reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Hier het hy boodskap gestuur vir Jakob, vir Israel, het hulle aangespreek. Die hele volk Efraim en die inwoners van Samaria, wat so trots en selfverseker is, moet dit weet. Hulle sê, die huise van ruisteen het wel omgeval, maar ons sal 'n gekapte klip bou. Die wilde vrye bome is wel afgekap, maar ons het met seder vervang. Die Here gee aan reëns en teestanders die oorhand oor hom, en dit sy vyande aan. Maar in meer so die ooste en die Filistyne en die weste het Israel met een hap verslind. Ondanks dit alles, het daar die toorn van die Here nie, sy hand bly uitgesteek teen hulle. Ons teksverse, die motivering vir alles wat gaan gebeur, daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Geliefde broers en susters en kinders in ons Here Jesus Christus, wanneer jy nuus luister, koerant lees, na politieke kommentaar luister, is daar dikwels 'n beklemming in jou hart oor die toekoms. Wat gaan môre gebeur? Wat is daar nog wat in hierdie wêreld kan verkeerd gaan? Waar sal die volgende oorlog wees? En dan nie altyd so seer oor jou eie toekoms nie, maar meer oor jou kinders en kleinkinders se toekoms. Wat gaan van hulle word in hierdie wêreld waar blykbaar alles net verkeerd is? Alles lyk na een groot duisternis, waar die bose magte die oorhand kry en misdaad die lewe gevaarlik maak en soms baie ongerieflik ook. Dit lyk nie of hy 'n vooruitsig is van vrede in hierdie bose wêreld of uitkoms nie. Die mense het probeer met sy eie instellings, soos die Verenigde Nasies, maar maak geen verskil aan die oorlog wat gevoer word nie. Lyk ons die enigste uitkoms gaan wees, die wederkoms van Jesus Christus. As jy so daarna kyk, dan wil jy graag 'n slag goeie nuus hoor. 'n slag 'n bietjie goeie nuus hoor om weer hoop te kry. So jy kan voortgaan met die dagtaak
om te getuig van God se liefde, sy heerskappy van vrede, en ook sy oordeel oor die verharding en sonde, sy oordeel oor alles wat verkeerd is. So was dit ook in die tyd van die profeet Jesaja, in die tyd van koning Ahas van Juda, en al die leiers was so bang geweest, dat hulle gebewe het soos bome in die bos bewe in die wind. Hulle leef inderdaad onder groot bedreigings, met ander woorde, daar is niks niets vandag nie. Die Arameërs en die noordelike ryk van Israel het bedreig. Hulle poog om met diplomatie die saak reg te maak, die opkomende Assiriese ryk te vra om te help, en daarvoor het hulle al die goud en silwer van die tempel gevat en al die skatte van die koning om te betaal daarvoor. Maar ook dit het niks gehelp nie. Die profeet probeer Ahas en sy raadgewers kalmeer en sê vertrou op die Here. Nie bang wees nie, vertrou op die Here, wag op hom. Daarmee gee jy 'n baie goeie boodskap vir hulle. En daarna gee die profeet 'n opsomming van die geestelike stand van die lewe in Juda en Israel. Die Here het baie moeite gedoen om sy volk te laat goeie vrugte dra. Jesaja 5 praat van die wingerd van die Here, dat het baie goeie sorg aangegee, maar die wingerd het wilde druiwe gebring. Daar was geen vrugte wat aan vreugde verskaf het nie. En daarom kom dan logies, as die mens nie leef in dankbaarheid tot ere van God nie, kom die oordeel van God. Daarom sal die oordeel die takke tref, wat geen vrugte dra nie. Ons lees daarvan ook in Johannes 15, waar hy sê die takke sal afgesny word wat nie vrugte dra nie en verbrand word. Die volk wil nie na die Here luister nie. Alles val uit mekaar. En dan word daar gesê, want die honger sal word en daar's niks te eet nie, vloek hulle koning en vloek hulle God. Tipies die magtelose mens wat niks anders kan doen, as in bloot net rond te loop met 'n vloek oor alles wat verkeerd is nie. Die donkerte waarin die volk leef, is aanvoelbaar, en dit word al hoe meer en meer. Hoe graag sou 'n gelowige mens in daardie tyd nie 'n goeie boodskap wou gehoor het nie. Goeie nuus om weer hoop te kry, om verseker te word, dat God nog besig is om alles te regeer, en dat die verbondsbeloftes waarmee hy leef steeds geldig is. Dat God sy beloftes sal nakom, en dit wat hy beloof het van die begin van die Bybel af, tot op daardie stadium sal vervul. Die profeet kontrasteer die duisternis met lig. God is lig, en dit verdryf die duisternis. Dit beteken nie altyd dat alles dadelik jou sal wegwees as God kom nie, maar as jy jou innerlik verlig het jy krag om te midde van al die onreg en verwoesting om te wag en te hoop op die sekere toekoms wat hy beloof het. Die profesie van 'n kind wat gebore word is 'n heldere vertroosting aan die gelowige wat in die einde van sy krag gekom het. Alles voel of in mekaar stort, maar kom daar die boodskap van die Here. In die donkerte skyn 'n groot lig. 'n Kind is vir ons gegee. Hy sal vir ons lei en dra in 'n nuwe koninkryk vorm waar God geloof en geëer sal word. Dis genadevol te midde van al die verwoesting en oordeele van God oor die goddeloosheid van die mens. Daar sal 'n baken van lig kom. Telke male as God se oordeele verkondig word daar ook verkondig dat God uit genade alleen 'n gelowige red sal red om daarmee sy koninkryk voort te sit. Hy regeer, hy red sy kinders uit genade alleen en vorm en veredel hulle om 'n gemeenskap met hulle te lewe. Duisternis en donkerte is simbole van die sonde, van die Satan en die verwoesting van alles. Lig is die teenpool daarvan en dit gee lewe, want God is lig. In Jesaja 7-12 speel kinders 'n baie belangrike rol om hoop te gee vir die toekoms. Telke male word daar 'n kind gebore. En 'n kind wat gebore word, praat van 'n toekoms wat kom. God sal weer deur sy genade 'n nuwe lewe skep, 'n nuwe toekoms gee. In Jesaja 7:14 word voorspel van die jongvrou sal swanger word en die seun se naam sal wees Immanuel, God by ons. Dit troos die gelowige in hierdie spanningsvolle tyd. In hoofstuk 9 word daar weer eens voorspel van 'n kind wat gebore sal word. 'n Seun is vir ons gegee. Twee verskillende woorde in die oorspronklike. 'n Kind wat gebore is en 'n seun wat gegee is. Duidelik duidend op die seun van God wat mens geword het. Jesaja 7 se voorspelling was 'n meervoudige voorspelling geweest. Dit is vervul in daardie tyd en later weer met die koms van Jesus Christus. Maar Jesaja 9, die geboorte van Christus, word ongeveer die eerste 130 jaar later verval. Eenmalig, 'n seun wat geskenk word, die troon van Dawid kan sit en vir altyd sal regeer deur reg en geregtigheid.
Die profeet gebruik die verlede tyd om die sekerheid van die gebeure te beklemtoon. Dit het klaar gebeur. As God beloof het, is dit so seker daar wel sal gebeur. As God openbaar, gebeur dit en daarom die vervolgde verlede tyd. Hy beloof en hy is die waarborg dat dit sal gebeur. Hy praat van die heerskappy wat uitbrei en altyd vrede en voorspoed bring. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Almagtige sorg. Die onverdeelde trou van die Almagtige wat trou bly aan dit aan wie hy is, wat hy gesê het en wat hy doen. Sy trou sal sy kinders deur alles heen dra as sy koninkryk bou. Al gaan sy volk in ballingskap en al gaan sy volk tot niet. Hy sal deur die dood heen nuwe lewe skep, want die lig skyn in die duisternis en duisternis kan nie oorweldig. Ons dink in die woorde van Johannes 1. En daarom die vraag, ken jy hierdie ywer, hierdie onverdeelde trou van die Here, in die geboorte van die kind en die verlossing waarborg, onverdeelde trou van die Here, wat dit wat hy gesê het, doen uit genade alleen. Ken jy daardie volhardende roep tot 'n heilige lewe, telke maal jou sonde af te stel, God alleen te vertrou, om alleen te wag, om beter te kan dien, jou sonde te bely, te kom tot berou, sodat jy God beter en beter kan dien. Dit is belangrik dat mense dit in jou lewe elke maal moet hoor. Jy weet gelees het, elke maal moet mense leef daar volgens tot ere van God en wees dankbaar vir dit wat hy doen. As 'n mens nie dankbaar leef nie, is hy besig met blote oppervlakkige vormgodsdienst. Die Here is 'n jaloerse God wat waak oor sy heiligheid. Hy straf die sondes van die vaders tot in die 3de en 4de geslag. Sy straf is beperk tot die 3de en 4de geslag, maar hy bewys aan duisende geslagte van die liefde, barmhartigheid en genade. Sy liefde is onbeperk en gaan altyd voort. En daarom hierdie woord, die ywer, die onverdeelde trou van die Here, is in die ou Griekse taal gebruik om aan te toon, om ywer aan te toon vir iemand wat in 'n kind wil 'n edele karakter ontwikkel. Met ander woorde, daar gepraat word van God se onverdeelde trou. Dan wil hy in ons 'n veredelde karakter bou, om sodoende saam met hom te leef tot ere van sy naam. Die betrokkenheid van God is om sy kinders deur alles te vorm, sodat hulle die dag wanneer hulle nie meer daar is nie, en wel 'n heerlikheid is, totale al volmaak, edele karakter kan hê om te leef soos hy is. 'n Edele karakter is niks anders as om te leef soos wat Christus geleef het. Heilig en gehoorsaam. Christus het geleef, sondeloos, heilig, altyd gehoorsaam gewees, al het dit sy dood ook gevra. En dis presies wat 'n edele karakter is, dit wat God in ons wil werk, deur sy onverdeelde trou te vorm. Hy is jaloers op sy heiligheid, en wil dat sy kinders dit moet ken, en loyaal moet wees, want hy is sy pad met ons na die eindtyd. Hy wil alleen aanbid word, en dit troos die gelowige. God wil alleen aanbid word, want hy is die enigste ware God wat is, wat was en wat sal wees. Maar dieselfde situasie wat hy alleen wil bid, laat die ongelowige sitte van angs. Sy ywer word opgewek, wanneer die mense sonde val. Sy ywer word opgewek, wanneer sy volk afgode dien, ongehoorsaam is en sy heiligheid afbreek. Daarom wil hy terugbring, om weer eens loyaal heilig te leef. Hy waak jaloers oor sy kinders en beskerm hulle teen hulle vyande, en bou deur alles hier 'n edele karakter in hulle. Hierdie ywer van die Here is gegrond in sy liefde waarmee alles aan doen sy kinders. Dan lees weer Jesaja 5 en sien hoeveel moeite het hy gemaak met sy kinders. Die mense wat hy geroep het om kinders te wees wil. En hy is gesorg dat sy liefde, dat sy wingerd goeie druiwe kan dra, het alles gedoen moontlik, sodat hulle dankbaar kan leef tot ere van sy naam. En dit dryf die persoonlike verhouding tussen God en sy kinders, wat hy genade geroep en gered het. Hy wil elke dag saam met jou leef as 'n mens wat hom ken, die sonde afsterf en heilig saam met hom lewe. Nou lees ons later in Johannes 2, waar Christus die tempelruimte, dieselfde woord word gebruik, die ywer van die Here het my verteer, om weer eens daar die tempel, wat in daardie stadium 'n markplek was, te omskep na 'n plek van aanbidding. Sy ywer is daar om altyd die sonde weg te vat, ook in elkeen se lewe, sodat ons kan lewe tot ere van sy naam. Die ywer van God se huis het hom aangespoor om weer 'n plek van aanbidding te maak. En elke gelowige moet onverdeeld trou wees aan die Here en ander aanspoor om dieselfde te doen. Dit is ook ter sprake in die gelykenis van die boere, wat nie is wou afgee nie, maar die seun doodgemaak. Sy ywer, sy volhardende ywer om dit wat hy gesê het wat gebeur, voor die deur,
en roep al die nasies tot geloof. Die woord onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, ywer van die Here van die leerskare, word in die Ou Testament verbind met hom as die God van die geskiedenis. Verbind met hom wat alles doen wat hy gesê het, wat regeer, is die raadspan uitvoer. En dan is hy besig om mense te slyp en toe te rus, om diens te lewer as die koninkryk wat hy vestig. Elke dag met dit wat met jou gebeur, is God besig om verder te slyp, voor te berei en toe te rus, om meer en meer te leef van gehoorsaamheid tot ere van sy naam. Hy wil dat sy kinders goeie vrugte bedra. Hy is vasberaad daaroor. Al kos dit hom ook sy eie seun se dood aan die kruis op Golgotha, om daarheen verlossing te gee vir die mens. Al word sy kinders ontrou, hy word nooit ontrou nie. En dan gebruik hy oordele en gerug, sodat sy trou kan seëvier en verlos verlore mense. Opmerklik, hy doen dit anders as die wêreld dit doen. Die mense wil met geweld alles regmaak, maar hy stuur 'n kind. 'n Kind wat kom, wat lewe, wat gehoorsaam is, wat dien, wat op sy eie lewe neerlê. Skynbare magteloos en skynbaar nuttelose kind wat gestuur word, maar deur die kind kom sy koninkryk inderdaad en word dit bevestig op reg en geregtigheid. Sy dade, dit wat hy doen, waarborg sukses. Hy kom herstel deur liefde en barmhartigheid en nie deur geweld. Dit is so anders dat mense elke dag so maklik vergeet. Ons wil alles met geweld regmaak. God kom en doen dit deur liefde, deur dienswerk, deur nederigheid, om sy eie seun te gee. En daarom sê hy ook in die voorgeleesde gedeelte, die volk wat in die duisternis wandel, sien 'n groot lig. Die duisternis is die aanvalle van die Satan, die aanvalle van die vyande, die verlies, die hongersnood, die ellende, die korrupsie, die moord en alles wat negatief is. Duisternis ontken God as Almagtige wat alles regeer. En duisternis neem die lewenskwaliteit weg van die mens. Die mense wil vloek hulle koning en hulle magtelose God wat nie met geweld nie help nie. Hulle sien die swaarte as 'n slyper van geloof om meer diensbaar en veredeld te word. Sien dit die oordele van God wat kom, waar die mens oorlaat homself. As 'n slypingsproses om jou al meer en meer na hom te dryf, om nader te kom om saam met hom te lewe. Die ongelowige blameer almal anders behalwe homself en doen self die ondersoek oor sy eie sonde. Is ek nie self verantwoordelik vir dit wat gebeur nie. As gelowige, kyk na jou eie lewe, ondersoek jou lewe, bely jou sonde en kom tot bekering om al hoe meer en meer vernuwe te word met die beeld van Christus. Die duisternis waarna wandel is allesomvattend en beeld van die sonde. En daarin is die mens sonder uitsig en hoop. En die mens die verbondsvisie verloor. God wat in sy verbond sy belofte gemaak het en getrou nakom. Net as die sonde weggeneem word, sal daar weer lig wees. En dit gebeur met die kruisdood van Jesus Christus. Hy stuur die lig in die duisternis, die ware Messias en verlosser is helder lig, wat alle donkerte verdryf. Die gelowige is op pad na die volle dag van God se heerlikheid en die ongelowige op pad na die ewige nag. As gelowige leef saam met God, dan as jy op pad na die ewige heerlikheid by hom, dan word jy altyd meer en meer soos wat Christus is. Die ongelowige daarteen is op pad na die ewige verderf, na die ewige nag. En hierdie lig bring vreugde en blydskap. Die heidene sien dit en word deel van God se volk. Die blydskap is wanneer hulle buit verdeel word, soos die Gideon die mense verslaan het. Hulle is verlos van dit wat hulle verdruk het, en daarmee saam kan daar blydskap wees, dankbaarheid tot ere van God. En dan word gesê, die hele uniform van die soldate word rondom aan te toon, daar sal nie meer oorlog wees nie, maar God alleen sal regeer deur sy genade en barmhartigheid. 'n Nuwe begin en 'n nuwe lewe van vrede en geregtigheid, wat as veredelde kind van God die waarheid die ander wang kan draai. Veredeld mens kan bereid wees om die ander wang te draai. Iemand jy slaan, draai die ander wang. Dis wat Christus vir ons leer, dat onreg kan lei om te getuig van sy liefde en genade. En onthou, hy snoei en veredel jou om heilig te leef soos wat hy heilig is. 'n Kind is gebore, 'n seun is gegee. 'n Kind is gebore, 'n seun is gegee. Dui daarop is die seun van God wat mens geword het. Hy doen dit wat niemand anders kan doen nie. En hy word genoem wonderlik. Dit dui op dit wat God doen, wat God is en doen. Wonderlik wat dit die mens kan dink of doen. Hy het betaal vir ons sonde deur in die kruis te sterf, nie met geweld nie, maar deur sy eie lewe neer te lê. Hy word genoem 'n raadsman. Hy het niemand nodig nie, maar is ander as raadsman. Ewige Vader. Gedagte van versorging. Christus sê ek is die goeie herder. Hy lê sy lewe af vir sy kudde.
Hy is die goeie herder, die ewige Vader, ons altyd versorg en lei en dra. Hy is vredevors, vors van geregtigheid. Hy regeer deur reg en geregtigheid sonder wapens vir ewig. Vredevors gee vir ons vrede uit genade alleen om saam te leef in ere van sy naam. Hy regeer sonder wapens, behalwe sy woord wat hy gebruik om in die mens die nuwe lewe te wek, so die mens van binne af kan nuut word om saam te leef en deur dienswerk die wêreld te verander. En dan belangrik, ons nie groot dinge te doen nie, maar net so te leef, dat elkeen wat jy ontmoet kan getuig daarvan, God se vrede en liefde is in jou lewe, en jy gesien kan word. Leef saam met hom as jy raadsman, as jy ewig liefdevolle Vader, en as jy vredevors. Dis 'n kwaliteit lewe, as verloste mens, en verdryf die donkerte deur die woord. Bou dan saam met ons die koninkryk van reg en geregtigheid. Dien in die gees van Christus, om waarlik liefde en vrede uit te straal. En onthou altyd, sy krag kom juis tot volle werking, wanneer jy swak is, 2 Korintiërs 12. Paulus bid daar, die doring en die vlees weggeneem word. God sê van, my genade is genoeg vir jou. My krag word juis in die swakheid volbring. Al is ons min, al voel ons baie keer verlore, swak. Onthou, God se krag word juis daarin volbring. Hy doen dit met genade alleen. Gehoorsaam hom elke dag, en jy sal die wêreld om jou verander, sodat ander kan weet, hy is inderdaad, Immanuel, God is by ons. Verkondig elke dag dat hy almagtige is, wat deur sy ywer alles doen en werk, sy koninkryk vestig deur reg en geregtigheid, en daarom saam die duisternis verdryf, sodat ons kan leef tot ere van sy naam. Amen. Ons dank saam. Ons almagtige Hemelse God en Vader, ons dank en eer U vir die goedheid, genade, barmhartigheid. Ons dank U vir die onverdeelde trou, wat alles gegee het wat ons nodig het, om te kan leef saam met U, om nou te kan leef in teenwoordigheid van U, nou te kan leef afhanklik van U, die heerlike toekoms vir wie te hê, om eendag by U self te wees, in volle heerlikheid, waar alles altyd goed sal wees, en alles sal wees tot ere van U naam. Ons bid wees met die kerk oor die ganse aarde, laat die kerk groei en toeneem, en laat die kerk in hierdie deur mekaar bose wêreld steeds getuig van U liefde, getuig van die lig wat U gee, getuig van die kind wat U gegee het, van U seun wat mens geword het, sodat U naam in alles in verheerlik kan word. Wil U self die oorloë laat ophou, wil die mense se harte verander om in vrede saam te leef, wil U teestaan al die geweld, bedrog en alles wat verkeerd is, sodat U naam geëer kan word en almal kan erken, U is waarlik die enigste ware God, wat is, wat was en wat sal wees tot in ewigheid. Ons bid vir die mense wat vervolg word omdat hulle glo in U, skenk hulle U krag en U genade en U barmhartigheid. Laat ons elke dag so leef en werk dat U naam verheerlik word. Ons bid vir elkeen wat siek is, wat swaar het, wat alleen is, wil U vertroos en versterk. Ons bid besonderlik ook vir my, wil U met haar wees, laat naby wees met U barmhartigheid en genesing skenk. Dra ons deur die woord en deur die gees, laat ons so leef dat U naam in alles in verheerlik sal word. Ontvang ons die barmhartigheid, versorg ons na ons nood en na ons behoeftes, en laat U naam in alles in verheerlik word. Ons vra dit om Jesus Christus naam te bid. Amen. Daar is geleentheid vir die insameling van liefdegawe.
Ons sing Psalm 146, vers 3 en 6. Ontvang die seën van die Here, die genade van Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees.